Goeiemôre gemeente. Baie welkom vanoggend by hierdie erediens. My gebed is dat jy vanoggend regtig die teenwoordigheid van die Gees sal ervaar en dat jy sy woord sal hoor en daarvolgens sal gaan leef. Gemeente, ek groet julle vanoggend in die naam van Jesus Christus, die oorwinnaar. Kom ons maak ons oë toe, dan bid ons saam. Here, baie dankie vir die wonderlike voorreg wat ons het om vanoggend hier te wees. Dankie dat ons U lof kon besing. Dankie dat ons geloof in U so pas kon bely. Dankie dat ons kon sing, Jesus, ons glo in U. Wat 'n voorreg. Here, as ons in die wêreld daar buite rondloop, is daar baie mense wat nie in U glo nie. En dis ons roeping om U lig vir hulle te wys. Dis wat U deur U woord vir ons leer. En daarom bid ons dat U, o Gees van God, vanoggend hierdie woorde van U woord, wat baie oud is, vir ons duidelik sal maak en helder sal maak. Maar veel meer as dit, dat U dit aan ons harte sal vasbind. Dat U ons sal inspireer, vir ons die wysheid en die krag en die moed sal gee, om in die wêreld daar buite as ligdraers te gaan leef. Here, ons weet U kon 1 miljoen engele gestuur het, en U kon die duisternis in een oomblik vir altyd weggedryf het. En ons weet, aan die einde gaan U dit doen, as die groot oorwinnaar. En ons weet, ons gaan deel in die oorwinning. Maar terwyl ons hier is dit ons roeping en ons taak. Help ons asseblief daarmee, in Jesus se naam. Amen. Ons gaan 3 gedeeltes lees, dis die 3 teksgedeeltes wat ek sedert 2 weke gelede gelees het. Die eerste een kom uit Johannes 1, oor Jesus wat die lig van die wêreld is, dan Matteus 5, waar Jesus vir sy volgelinge sê, julle is die lig vir die wêreld, en dan Efesiërs 5 vers 8, waar Paulus vir die Christene in Efese en vir ons sê, leef dan as kinders van die lig. Eerstens Johannes 1 vers 1 tot 5. In die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. En hy was in die begin by God. Alles het deur hom ontstaan, en sonder hom het selfs nie een ding wat bestaan ontstaan nie. In hom was lewe, en die lewe was die lig vir die mense. En die lig skyn in die duisternis, en die duisternis kon dit nie uitdoof nie. Dan lees ons uit Matteus hoofstuk 5, die bekende bergpredikasie, waar Jesus self vir sy volgelinge sê, vers 14, julle is die lig vir die wêreld. 'n Stad wat op 'n berg lê, kan nie weggesteek word nie. 'n Mens steek ook nie 'n lamp op en sit dit onder 'n maatemmer nie, maar op 'n lampstander. So gee dit lig vir almal in die huis. En dan lees ons Efesiërs 5, en dis ons teks vir vanoggend. Efesiërs 5 vers 8. Want vroeër was julle wel duisternis, maar nou in die Here is julle lig. Leef as kinders van die lig. Maar vroeër was julle wel duisternis, maar nou in die Here is julle lig. Leef as kinders van die lig. Ons maak vandag klaar met die kort reeks waarmee ek 2 weke gelede begin het. En jy sal onthou die tema vir die reeks was, laat daar lig wees. En ons het afgeskop deur vir mekaar te sê dat God lig geskep het om orde te skep in die chaos van hierdie wêreld. Toe werk dit nie so mooi nie. Dis die verhaal van die Ou Testament. En gelukkig besluit die Vader om te herskep. En hy stuur sy seun Jesus Christus as sy groot lig na hierdie wêreld. Dis waarvan Johannes skryf. Jesus wat God se lig aan die wêreld was. Dis mos waarom ons Kersfees vier. En Jesus het gekom en hy het kom inbreek in hierdie wêreld. God se radikale plan om 'n verskil te maak aan die manier waarop mense leef. Verlede week was die tema, ons is die lig vir die wêreld. Jesus was die lig vir die wêreld, ons is die lig vir die wêreld. Na aanleiding van Jesus se woorde aan sy volgelinge in Matteus 5 vers 14.
Dis die rede waarom die lig nie uitgedoof is toe Jesus teruggegaan het hemel toe nie. Het jy al vir 'n oomblik daaroor gedink? As Jesus gekom het as die groot lig en vir 32, 33 jaar lig in hierdie wêreld laat skyn het en toe weggegaan het, was die lig weg. Maar dis nie wat gebeur het nie. Terwyl hy hier was, het hy vir sy volgelinge gesê, julle is die lig. Johannes 1 vers 12 skryf Johannes dit mooi, aan almal wat hom aangeneem het en die wat in hom glo, het hy die reg gegee om kinders van God te wees. Dis vir hulle wat hom aangeneem het, vir ons, vir jou wat net nou gesing het, Jesus, ek glo in u. Dis vir ons wat hy sê, julle is die lig vir die wêreld. En dan onthou jy mos verlede week die twee beelde wat Jesus gebruik wanneer hy in Matteus dit vir sy volgelinge sê. Hy praat van 'n stad op 'n berg en van 'n lamp op 'n lampstander. En dan sê hy, 'n stad op 'n berg kan nie weggesteek word nie. Stad op 'n berg kan nie weggesteek word nie. En 'n lamp in 'n donker vertrek word altyd op 'n lampstander geplaas. En daarmee wil hy beklemtoon dat sy kinders se lig altyd sigbaar moet wees, soos wat 'n stad op 'n berg is. En julle het dit net nou in die lied gehoor wat Roline vir ons gesing het ook. Die grootste hoeveelheid donker wat jy in hierdie wêreld bymekaar kan maak, kan nie die kleinste liggie wegsteek nie. Kan dit nie doen nie. Dit sal altyd sigbaar wees. Dis wat Jesus sê as hy sê ons as ligdraers is soos 'n stad op 'n berg. Dis nie moontlik om dit weg te steek nie. Maak nie saak hoe donker en hoe duister hierdie wêreld is nie. Dis sigbaar. Maar dan gebruik hy 'n tweede beeld en dis die van 'n lamp op 'n lampstander en hy sê as jy 'n lamp opsteek, sit jy hom nie onder 'n emmer nie, jy sit hom op 'n lampstander. Om wat te doen? Om 'n verskil te maak, om die donker uit te dryf, om die plek beter te maak, om lig te maak sodat almal in die vertrek kan sien. En dis hierby wat Paulus aansluit wanneer hy sê in Christus, in die Here is julle lig. Leef dan as kinders van die lig. Wees sigbaar in hierdie donker wêreld en maak 'n verskil in hierdie donker wêreld. En nou is die groot vraag, hoe doen 'n mens dit? Hoe doen 'n mens dit? Want jy het waarskynlik soos ek in my lewe al baie keer ervaar dat ons eintlik te doen kry met 'n reuse groot oormag. Die duisternis is baie en donker en groot. En ons weet mos dat die duisternis ook nie opgee nie. Net soos wat dit nie met Jesus opgegee het nie. Net soos wat dit hom aangeval het. Om op die ouend laat sterf het, voordat hy opgestaan het, en bevestig het dat hy regtig die groot lig is. En daar's 'n voortdurende stryd tussen lig en donker, tussen goed en boos. En jy en ek as ligdraers, ons is deel van hierdie stryd. Jy's deel van hierdie oorlog. En jy veg aan die kant van die lig. En daarom moet jy en ek elke dag, oral waar ons gaan, sigbaar wees en 'n verskil maak. En die vraag is, hoe doen 'n mens dit? Hoe doen 'n mens dit? Jy sit dalk vanoggend hier en jy sê wel, ek weet nie of ek kan sien vir hierdie geveg nie. Ek is 'n bietjie oud vir dit. My lewe is 'n bietjie verby. En dan het ek vir jou nuus vanoggend. Paulus skryf aan die Efesiërs en hy sê, trek God se wapenrusting aan. Trek God se wapenrusting aan. Hy skryf in hoofstuk 5 vir die gelowiges in Efese en hulle het dit nie maklik gehad nie. Ons moet geen illusies hê daaroor nie. Leef as kinders van die lig. En in die volgende hoofstuk skryf hy vers 10, verder nog dit: soek julle krag in die Here en sy groot mag. Trek die volle wapenrusting aan wat God julle gee, sodat julle op julle pos kan bly ondanks die listige aanslae van die duiwel. Vriende, God laat ons nie weerloos nie. Jy en ek is nie in hierdie wêreld met 'n opdrag om lig te wees sonder dat ons iets het wat ons in staat stel om dit te doen nie.
Ons het 'n wapenrusting gekry. Miskien onthou jy dit, Efesiërs 6 vers 14 tot 17. Bly dan op julle pos, toegerus met die waarheid as gordel om julle heupe, die vryspraak deur God as borsharnas en die bereidheid om die evangelie van vrede te verkondig as skoene aan die voete. Daarby moet julle altyd geloof as skild in die hand hê, want daarmee sal julle die brandpyle van die bose kan afweer. Sit verlossing as helm op en vat die swaard van die Gees. Dit is die woord van God. Jy ken dit waarskynlik baie goed. Waarheid as gordel. Vryspraak as borsharnas. Bereidheid om te vertel, te getuig, die evangelie te verkondig as die voetskoene aan jou voete. Geloof as skild. Verlossing as helm. En die swaard van die Gees, die leiding van die Gees in jou lewe. Paulus het 'n prentjie in sy kop van 'n Romeinse soldaat wanneer hy hierdie wapenrusting beskryf. En hy sê net soos wat 'n soldaat fisiese wapens het om hom te beveilig en te beskerm en om te help om aan te val, so het ons as gelowiges 'n wapenrusting wat ons kan aantrek, wat ons in staat stel om as ligdraers in hierdie wêreld te leef. Die waarheid wat ons vrymaak, sê Jesus. Vryspraak, die feit dat die sonde nie meer hou vas oor ons het nie. Dit beteken nie dat ons nie meer sonde doen nie, maar jy is nie meer in die mag van die sonde nie, jy is vrygemaak. Geloof wat ons aan die Here vasbind, wat maak dat ons aan hom kan vashou. Verlossing, die feit dat ons nuut gemaak is, dat ons as nuwe mense in hierdie wêreld kan leef. Die bereidwilligheid om die evangelie te verkondig, dis jy en ek wat by hierdie deur uitstap en sê, ons gaan sê en vertel van Jesus wat gekom het as die groot lig in die wêreld. Ons gaan die goeie nuus aankondig en verkondig. Die krag van die Heilige Gees wat binne in ons is, wat jou sterk maak, wat jou inspireer, wat jou motiveer, wat jou guts gee om jou mond oop te maak of soms stil te bly. Onder leiding van die Gees. Maar daar is 'n belangrike voorwaarde. Vers 18 skryf Paulus daaroor. Hy sê, doen alles bidend en smeek God by elke geleentheid deur sy Gees. Kyk mooi wat daar staan. Doen dit alles bidend en smeek God by elke geleentheid deur die Gees. Dit sluit aan by wat hy in vers 10 gesê het, toe hy gesê het, soek julle krag in die Here en sy groot mag. As mens mooi na hierdie teks gaan kyk, dan omraam dit as dit ware die wapenrusting. En daarmee wil Paulus beklemtoon dat die wapenrusting eintlik niks werd is as jy dit op jou eie gaan probeer nie. Dat jy nêrens gaan kom as jy dit sonder die krag van die Gees aanpak nie. Dat jy nie gaan slaag om jou lig te laat skyn en die donker terug te dryf as jy nie vasgemaak is deur gebed aan die Here self nie. Soek julle krag by die Here. Doen dit bidend en smeek die Gees van God, skryf hy. Dis iets onmisbaar, vriende. Die krag van die Here, die krag van die Gees. Hoe skakel 'n mens dit aan in jou lewe? Hoe maak jy dat dit werk? Hoe maak jy dat jy dit ervaar elke dag, in elke situasie en in elke oomblik? Wel, jy doen dit deur gebed. Jy doen dit deur gebed. Daarom skryf Paulus, doen dit alles bidend. En dis die groot geheim van 'n ligdraer. Dis die groot geheim van wat moet gebeur in jou en my lewe as ons roeping aanvaar om ons lig, God se lig in hierdie wêreld te laat skyn. Ons moet vasgemaak wees, vasgebind wees, bekragtig wees, geïnspireer wees deur God self, deur gebed. En dis niks vreemds nie. Jy weet dit en ek weet dit. Maar weet jy wat? Die eerste groot lig wat na hierdie wêreld gekom het, Jesus, moes presies dit doen en het presies dit gedoen.
Deur sy hele bediening was gebed, gesprek met sy Vader, die bron van sy krag en die bron van sy inspirasie. Hy het dikwels alleen een kant toe gegaan, om met sy Pa in die hemel te wees en te praat. Soms was dit vroeg in die oggend, terwyl die ander nog geslaap het. Markus 1 vers 35. Die môre vroeg, toe dit nog nag was, het hy opgestaan en buite toe gegaan na 'n eensame plek en daar gebid. En as die ander disippels wakker word, dan hardloop hulle rond in die dorp en hulle soek Jesus, en as hulle hom kry, dan vra hulle vir hom, waar was hy? Maar hy het een kant toe gegaan, om te gaan krag kry vir dit wat hy moes doen. Soms het hy in die aand, na afloop van 'n besige dag, een kant toe gegaan. Markus 6 vers 46. Nadat hy hulle laat gaan het hy die berg opgegaan om te bid. As mens die teks vooraf lees, is dit die gedeelte waar hy die visse en die brood vermeerder het en vir honderde mense kos gegee het. En stel jou dit voor, dit was chaos. En as die son sak, dan sê hy vir die disippels, klim julle op die boot. En dan gaan hy een kant toe, en hy gaan teen die berg op, om by sy Vader te wees. Om te praat, om krag te kry vir dit wat voor lê. En toe die stryd teen die duisternis op sy velste gewoed het, voor die kruis, Getsemane, Markus 14 vers 35, hy toe 'n entjie daarvan op die grond gaan kniel en gebid, dat as dit moontlik is, die uur van lyding nie vir hom sou aanbreek nie. Toe die aanslag van die bose, van die duisternis en die donkerte op Jesus, die groot lig, op sy ergste was, toe gaan hy een kant, en hy gaan kniel, en hy gaan praat met sy Vader, en die krag van die Gees maak hom sterk vir die pad wat voor lê. Vriende, dis waar alles begin. As jy en ek vanoggend sê, ons aanvaar hierdie roeping, ons wil as ligdraers sigbaar wees in hierdie wêreld, ons wil 'n verskil maak, nie omdat dit 'n swaar las op ons skouers is nie, omdat dit 'n ongelooflike voorreg is wat ons het, dan begin dit by gebed. Elke dag, oggend, aand, middel van die dag, maak nie saak wanneer nie. Maar jy moet sorg dat die krag van die Gees in jou lewe aangeskakel word. Jy moet sorg dat die Gees jou bekragtig en inspireer en motiveer en bemoedig en die regte woorde gee. En soms die vermoë gee om net te glimlag en om te draai en weg te stap. Ons moet toelaat dat die Gees deur gebed die wapenrusting in ons lewens begin gebruik en ons help om dit te gebruik. En hier's die wonder wat gebeur. Hoe meer jy toelaat dat dit gebeur, hoe meer gebeur dit spontaan. Hoe meer leer jy om hierdie wapens te gebruik. En hoe makliker word dit om teen die duisternis te vlug, te veg. En hoe makliker word dit om as 'n kind van die lig te leef. Die bekende Duitse teoloog Dietrich Bonhoeffer het op 'n keer gesê, en hy het iets daarvan verstaan toe hy geskryf het, om 'n Christen te wees, beteken dat jy met dapperheid God se wil sal doen, en nie die hele tyd bang sal wees, dat jy verkeerd doen nie. Jy moet mooi kyk wat daar staan. Om 'n Christen te wees, om 'n ligdraer te wees, in vandag se tema se taal, beteken dat jy met dapperheid God se wil sal doen, en nie die hele tyd bang sal wees, dat jy dalk iets verkeerd doen nie. Wat beteken dit in praktyk, in die lewe van elke dag? Wat beteken dit in ons lewens, wat ons hier leef in 2025, daar waar die tekkie die teer slaan in jou lewe, waar jy woon en waar jy werk en waar jy saam met jou vriende kuier? Wel, soms roep die Here ons om groot goed te doen. En 'n voorbeeld daarvan het ek in die week raak gelees. Iemand wat die duisternis op 'n wonderlike groot manier terugdryf.
Dis 'n verhaal wat in die komende weke voor ons gaan afspeel. Andrew van Sail, die hoofseun van Afrikaans Hoërseunskool. Hy het besluit om sy matriekvakansie op te offer. En om 2500 km met 'n fiets van Polokwane af Kaapstad toe te ry. Om wat te doen? Om geld in te samel vir kinders wat kanker het. En waar dit als begin? Dit het begin by 'n graad 8 seentjie in die skool wat in September met kanker gediagnoseer is. En hierdie seun is so aangegryp deur dit wat gebeur het, veral nadat hulle hom in die hospitaal besoek het, dat hy gesê het, ek gaan iets doen. En hy het besluit om hierdie groot projek aan te pak. Hy vertel self, ek glo almal kan 'n verskil maak en dat God dit van ons vra. Daarom hoop ek dat ek dit ook sal regkry om nog baie mense te inspireer om saam 'n verskil te maak. Dis lig wat die duisternis terugdryf. Ja Johan, maar ek kan nou nie eintlik met 'n fiets van Polokwane afry nie, ek ook nie. Jy hoef nie dit te doen nie. Jy kan dikwels net klein goedjies doen, wat 'n verskil maak. Een van ons lidmate skryf vir my in 'n WhatsApp, hy sê, miskien kan ons in hierdie tyd, wanneer ons by 'n winkel instap, net by die deur vir 'n oomblik stop, en doelbewus vir die Here vra, Here help my, om vriendelik te wees, met elke rakpakker, met die vrou agter die kasregister, met almal in die winkel, ook met hulle wat jou hakskene stamp met hulle waantjies, en die persoon wat voor jou in die ry indruk. Help my om vriendelik te wees, om 'n verskil te maak. As jy by 'n poskantoor instap om sake te doen, dan daal die duisternis nogal oorweldig oor 'n mens neer. En is dan wanneer jou liggie moet skyn, vra my, ek het dit hierdie week ervaar, wat jy maar net moet glimlag, en omdraai, en wegstap. En nie soos al die ander raas en blaas en vloek en skel en 'n boei opskop nie. Want miskien is dit net 'n glimlag wat 'n verskil maak. Iemand vertel hoe sy saam met kollegas eet en daar's 'n persoon wat nie 'n Christen is nie. En toe hulle kos kry, toe vat hulle hande en hulle sê dankie vir die kos. En die persoon wat nie 'n Christen is nie vra, wat maak julle nou? En hulle antwoord, ons bid vir ons kos. Ons sê dankie. En toe maak die persoon ook maar haar oë toe. Dis wat jy kan doen om jou lig te laat skyn. Dalk in hierdie Kerstyd 'n voorbeeld vir jou kinders en jou kleinkinders wat nie eintlik meer gelowig is nie. Deur as hulle by jou kuier nog steeds te bid vir jou kos en dankie te sê. En hulle uit te nooi om dit saam met jou te doen. Deur op Kersoggend mense saam te nooi na die Kersdiens toe. Sodat hulle in hierdie chaotiese wêreld kan ontdek waaroor Kersfees regtig gaan. Vriende, dis die dapper dade wat jy en ek elke dag kan doen. Maak nie saak hoe groot of hoe klein dit is nie. Dis waartoe die Heilige Gees jou roep en jou inspireer in jou lewenssituasie met jou krag en jou vermoë om 'n verskil te maak in hierdie donker wêreld en om sigbaar te wees in hierdie donker wêreld. En dan gebeur die wonder. Dan maak ons van hierdie plek waar ons is 'n beter plek. Dan maak ons 'n verskil. Dan word dit waarlik, regtig Kersfees. Ek wil afsluit. Heel aan die begin het God orde gebring in die chaos, toe hy gesê het, laat daar lig wees. En toe die chaos van hierdie wêreld dreig om dit alles te oorweldig,
toe herskep hy die wêreld en hy stuur sy groot lig, Jesus Christus. Die lig vir die wêreld. Dis Kersfees. En toe Jesus weggaan, toe sê hy vir sy kinders, julle is die lig vir die wêreld. En Paulus gaan 'n stapie verder en hy sê, gaan leef as 'n kind van die lig. Dis ons roeping. Dis die uitdaging van Kersfees aan elkeen van ons. Wil jy nie, soos toe jy net nou gesing het, Jesus Christus, ons glo in U, ook hierdie roeping vir jouself vat nie? Vir jouself vat nie. Laat toe dat elke liggie wat jy in hierdie Kerstyd sien, jou daaraan herinner. Wees sigbaar. Maak 'n verskil. Maak die plek beter. Daar's geleentheid vir stil gebed. Ek wil vir jou geleentheid gee om net daar waar jy sit vir die Here te vra om vir jou te wys waar jy 'n verskil kan gaan maak. Jy hoef nie op 'n fiets Kaap toe te ry nie. Jy moet dalk net 'n koppie tee vir iemand gaan maak. Dis dalk die heel belangrikste. 'n Paar oomblikke van stil gebed. Here, dankie dat ons dat ons op pad kan wees na Kersfees. Die fees wat ons vier omdat U as lig na die wêreld gekom het. Ons gebed is, Here, dat elke liggie wat ons sien, ons roeping aan ons sal bevestig. Dat ons ligdraer sal wees. Dat ons die wapenrusting wat U vir ons gegee het sal aantrek. Dat ons sal toelaat, o Gees van God, dat U ons lewens so beheer, dat ons regtige verskil sal maak en sigbaar sal wees. Help ons, Here, dat ons in hierdie tyd, wanneer dit rustiger is, ook dalk meer tyd met U sal deurbring. Dat ons tyd sal maak om stil te word voor U. Met U sal praat, sodat ons kan hoor waarheen U ons stuur, en wat U wil hê ons moet doen. Dankie, Here, dat U ons oproep om te veg teen die donker, maar dat U ons nie alleen los nie. Dat U, o Gees van God, in ons is, om ons te inspireer en vir ons moed te gee. Doen dit asseblief in oorvloed. Dit bid ons in Jesus Christus se naam. Amen. Ontvang die seën van die Here. Mag jou pad vir jou gelyk en reguit loop, met die wind teen jou rug en jou hart vol hoop. Mag die son helder oor jou skyn en jou siel verbly. Mag die reën sag oor jou neersif en tot ons weer ontmoet, mag jy veilig wees in God se hand. Amen.